Goeiemôre, dit is Vrydagoggend net vir die Vrydag die 13de Februarie die jaar 2026. My naam is Dani Gerber en vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met te kan kuier rondom God se woord en vandag gaan ons bietjie praat oor maak daai keuse. Ja, ek en jy het elke dag keuses wat ons moet maak in die lewe. Keuses om op te staan, keuses om werk toe te gaan, keuses om aan te trek. Maar is alles wat 'n keuse. Gaan ek 'n koppie tee maak of gaan ek 'n koffie maak? Gaan ek water drink? Dis keuses wat ons gaan maak. Maar daar's keuses wat belangrik is in die lewe. En wat gaan ek en jy doen? Jy het 'n keuse of ons Jesus Christus as ons verlosser, saligmaker en redder gaan aanneem of nie. Dis 'n keuse wat ek en jy kan maak. Maar ek wil vir julle twee gedeeltes in God se woord bietjie vir julle lees. Die eerste een is daar in Matteus 6 vers 24, hy sê, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. So dis 'n keuse wat ek en jy het om te doen. Ons kan nie die Here net op 'n Sondag wil dien en dan in die week wil ons eie lewe lei en dan dien ons onsself en ons dien die vyand en al daai goed en dan op 'n Sondag dan dien ons weer die Here nie. Nee, dit is 'n pad wat ek en jy moet stap. En daai pad kos 'n prys om die Here te dien. Die woord sê ook vir ons, het jy die kostes bereken om voluit jou hart en lewe vir Jesus te gee. En dan die tweede gedeelte is in Matteus 12 vers 30. Hy sê, hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. So dit is of reg of verkeerd. Dis ja of dis nee. Ons kan nie, daar's nie 'n grys area in die woord van God nie, in jou Christelike lewe nie. Ja of nee, reg of verkeerd, einde van die storie. En ek lees vanoggend hierdie op iemand se status, nee. Ek hou daarvan om so 'n bietjie na statusse te kyk. En die ene sê, I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Hoorie wat hy sê? I've made up my mind to go God's way the rest of my life. En weet jy, ek kan daai keuse maak. Of ek die res van die lewe God se wil volg en hy wil doen, of ek gaan my eie kop volg. Ek dien die Here op my terms, op my manier. Nee. I've made up my mind to do God's way, to go God's way the rest of my life. En net jy kan daai keuse ook maak. Ek kan nie daai keuse vir jou maak nie. Ek kan nie daai keuse maak vir my kinders nie. Ek kan nie daai keuse maak vir my familie en my vriende en vir my ouers nie. Nee, elke een moet daai besluit neem. So vandag vra ek vir jou, wat is die keuse wat jy gaan maak? Gaan jy ook soos hierdie man gesê het, I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Of gaan jy sê, weet jy wat, ek is tevrede met die lou Christen wat ek is en die manier hoe ek die Here dien op my manier, die Here ken my, of gaan ons voluit vir die Here. Dis 'n besluit wat net jy kan neem. So wees 'n voorbeeld deur Jesus Christus uit te leef teenoor ander, sodat mense kan sien, daar's iets in jou en ek soek wat jy het. Wat het jy? Ek het God's way in my life. Amen. Kom ons staan en ons bid en ons vra die Here om ons te lei, dat ons sal volhard tot die einde toe. Halleluja. Aba Vader, Here, baie dankie. Here, baie dankie dat net hierdie Engelse paar woordjies, I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Here, dat so 'n gedeelte 'n verandering kan bring in 'n mens se lewe. Ek bid en vra, Here, dat die elke ene wat nou hierdie gehoor het vandag, daai besluit sal neem om te sê, I want to go God's way. Nie my way nie, God's way. Here, help ons elke ene, want dit is nie altyd maklik nie. Daar struikelblokke, ons val, maar ons staan op. Ons sal nie bly lê nie. Help ons, Here, om u lewenstyl uit te leef en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, gaan lewe God se wil, gaan wys vir ander hoe 'n kind van die Here moet lewe. Julle moet 'n geseënde naweek hê en as dit die Here se wil is, maandagooggend, selfde tyd, selfde plek. God bless.